Baie lekker om saam met julle te wees. Is altyd weird om na jouself en dan te moet praat. So ek is jammer as ek nou hakelrig begin. Ons die familie op missie proses is vir ons 'n baie belangrike een. So as jy nog nie deelgeneem het nie, die klipborde gaan nou deur. Jy is so welkom om jou naam op te skryf en ons sal dan die inligting met jou deel wat jy gaan nodig hê. En dan wil ek ook net vra, ons het volgende naweek 'n spesiale diens vir die moeders. Dis Moedersdag. En as jy miskien weet van moeders, daar's baie moeders in ons omgewing wie se familie op ander plekke bly, kinders is in die buiteland. So miskien is dit vir party mense 'n alleendag. As jy so iemand ken, asseblief nooi hulle saam. Miskien kan dit ook vir hulle net iets beteken om saam met ander mense te wees op hierdie spesiale dag. Enige moeder is welkom en natuurlik julle almal ook. Dit gaan 'n baie spesiale diens wees volgende week. Ons maak vandag klaar met 'n reeks wat ons noem Wanneer liefde werk, waar ons fokus op vennootskap. So miskien net gou vinnig. Ons het die reeks begin met die versekering wat die Here self gee. As ons praat van wanneer liefde werk, praat ons van sy liefde. Hoe weet ons, hoe kan ons seker wees van God se liefde? Hoe kan jy, soos ons nou gesing het, jou lewe bou op sy liefde? God het sy liefde bewys deurdat Jesus sy lewe vir ons gegee het terwyl ons sondaars was. Romeine 5 vers 8. God se liefde het gewerk. God het nie net gesê nie, hy het dinge gedoen sodat ek en jy sekerheid kan hê. Maar in hierdie reeks het ons die fokus verder geskuif, nie net na God se liefde wat vir ons iets gedoen het nie, maar sy liefde word nou iets wat hy saam met ons doen. Dis nou 'n vennootskap. Die genade van die Here Jesus Christus. Hoe het ons leer ken dat God liefde is? Deur die genade van die Here Jesus. Dis al hoe ons weet God is liefde, omdat God self 'n mens geword het. Die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Gemeenskap letterlik, koinonia, partnership. God se liefde het nie net vir ons kom werk nie. Sy liefde werk nou saam met ons. Mense, dit was nou wat ons die laaste 3 weke oor gesels het. So as dit vir jou nuus is, dan vra ek om verskoning, want dan het ek nou nie, partykeer kry ek die idee, mense, as ons nou 'n ding opsom, dan kyk hulle my en dan, maar hoekom het jy nie nou maar net dit gesê die afgelope 3 weke nie? Dis wat ek probeer sê het. Okay. God se liefde is nie net iets wat vir ons werk nie. Deur die werk van die Heilige Gees werk God nou saam met ons vir liefde wat werk. En vandag gaan ons gesels oor die nagmaal. En nagmaal is by uitstek 'n liefdesmaaltyd. Dis hoe Judas dit ook beskryf. Hy noem dit die agape-maal. Dit gaan oor liefde, dit gaan oor God se liefde. 'n Baie spesiale maaltyd, né? Ons as gemeente doen baie dinge. Ons sing, ons bid, ons kom by mekaar, ons kuier, ons luister na die woord, ons gesels. Al daai goed kan jy of baie direk of bietjie meer indirek na Jesus toe vat, né? Maar die een ding wat Jesus vir ons gegee het, direk, is hierdie ete. Ons het 'n spesiale woord vir dit, ons noem dit 'n sakrament. 'n Ete, waarin ek en jy deelneem, en wat 'n spesiale manier is, wat ons saam met die Heilige Gees werk. En ek wil graag vandag saam met jou daaroor dink. Ons lees uit 1 Korintiërs 11 uit. Paulus skryf vir die Korintiërs gemeente oor die nagmaal, baie bekende gedeelte. Ons het dit al 100 keer gehoor. Ons herhaal dit baie keer as ons nagmaal gebruik. Hier's wat Paulus skryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het.
Ons weet nie hoe Paulus dit ontvang het nie. Was dit 'n direkte openbaring van Jesus? Hierdie brief is geskryf, kan ek net gou-gou, miskien het jy dit nie geweet nie. Hierdie brief is geskryf voordat die 4 evangelies geskryf is. So die stories waar Jesus hierdie ete gegee het, is oor en oor en oor vertel. En toe daai ooggetuies nou op die punt staan om uit te sterf, toe skryf hulle daai stories neer, sodat ons kan weet. Maar miskien is dit hoe Paulus die storie gekry het, by een van die apostels, wat die aand daar was. Ons weet nie hoe Paulus dit gekry het nie. Maar die punt wat hy maak is, hierdie is 'n ete wat Jesus self ingestel het. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Nou vriende, ons het in ons Paasnaweek reeks hieroor gepraat. Jesus het bitter min gesê oor wat sy dood gaan beteken. Enkele uitsprake. Maar al 4 evangelies maak dit baie duidelik. Die aand waarin Jesus verraai is, het hy 'n ete gevat wat hulle baie goed geken het as Jode. En hy daar ete nuwe betekenis gegee. En dis hoe hy vir hulle gesê het, hier's wat my dood gaan beteken. Jy gesien, ons kan partykeer goed beter sê deur iets te doen. Jy gesien? Ek lees in die week van 2 predikante wat dit was 'n lang tyd, maar dinge was aan die begin bietjie krapperig, toe raak hulle baie krities teenoor mekaar, toe begin hulle somme mekaar uithaal voor die gemeente. Die gemeente is op die punt om te split, en gelukkig was daar wyse leierskap wat met die predikante gesit en gesels het, saam gebid het, en die predikante het versoen. En een oggend in die feesdiens kom die jong predikant na die ouer een toe, en hy omhels hom. En hy staan net daar vir 2 of 3 minute. Baie keer sê ons iets beter deur iets te doen. Ons het so 'n spreekwoord ook. Actions speak louder than words. Woorde wek, voorbeelde of dade trek. Jesus het so iets gedoen met die ete. Hy het eintlik nie 'n lang verduideliking gegee nie. Hy het gesê, kom eet, is my liggaam, is my bloed. En deur dit te doen, het hy verduidelik wat sy dood beteken. Wat was die ete? Dit was die Pasga ete. Waaroor het die Pasga ete gegaan? Israel was slawe in Egipte. En hierdie ete het hulle elke jaar geëet om te vier dat terwyl hulle slawe was, het God hulle verlos uit slawerny uit, deur die bloed van 'n lammetjie. Daai ete vat Jesus. Hy maak homself die hoofkarakter. Hy sê, dis nou my bloed, dis my liggaam. Hier is hoe God die groter slawe mag, sonde, selfs die dood, gaan oorwin. En deur deel te neem aan hierdie ete, doen ons dinge. Wat doen ons? Jesus sê, bring my in herinnering. Dit kan maklik vir my en jou klink, ons onthou net, lank terug het Jesus sy lewe gegee. Kan maklik so klink. Maar die Jode wat daai Pasga gevier het, het geweet, dis nie wat met daai woorde bedoel word nie.
om my in herinnering te bring. Wat beteken dit? Dis hier hoe die Pasga begin het. As hulle aan die tafel sit, so die jongste aan die tafel sê, wat maak hierdie aand anders as al die ander aande? En dan sal iemand antwoord, God het ons op hierdie aand verlos, want ons was slawe. Nou pause net gou daar. Was die daai aand nie? Dis die anniversary. Dit was in Jesus se tyd al honderde jare terug. Hulle was nie die slawe nie, wel hulle het so gevoel op daai stadium, maar hulle was eintlik indirek slawe van die Romeinse empire. Maar wat is hier aan die gebeur? Vir die Jode, deur die Pasga te vier, was dit asof tyd verdwyn. Dis daai aand. En ons is daai mense. In Doxodeo gebruik ons 'n term identifikasie. Hierdie ete is so kragtig, op 'n manier wat ek nie kan verduidelik nie. Wanneer ek en jy die brood eet, die druiwesap drink, is dit asof tyd verdwyn. En die kruisiging van Jesus en alles wat Jesus bereik het, is hier. En die Heilige Gees werk deur hierdie brood, deur hierdie druiwesap. Vriende, ek kan nie dit verklaar nie, ek kan nie dit verduidelik nie. Die kerk het oor eeue allerhande teorieë gehad oor hoe kan ons die liggaam van Jesus eet en sy bloed drink. Kan nie dit verklaar nie, maar ek troos myself aan, daar's baie goed wat ek nie kan verklaar. Jy hoef iets te kan verklaar om dit te gebruik nie. As my pel vir my 3 uur in die oggend 'n WhatsApp uit Australië uitstuur, is ek nie baie bly nie, maar hy kom deur. Ek weet nie hoe nie. Ek sou graag wou gehad het, daar moet vertraging wees, dat die WhatsApp ook jetlag het. Maar hy's dadelik daar. Hoe werk dit? Ek kan nie dit verklaar nie, maar ek gebruik elke dag die voordeel daarvan. Ek kan nie verklaar hoe dit werk nie. Maar wanneer ons saam nagmaal gebruik, letterlik, eet en drink ons die liefde van God. Ons word deur die werk van die Heilige Gees gevoed. En ons word geïdentifiseer deur die ete. Hier's wie God is. Op hierdie aand het hy sy lewe gegee. En dis hoe hy ons verlos het. Dis wie die enigste God is. Daar's nie 'n ander God nie. As jy 'n ander prentjie van God het as dit, 'n God wat homself gee omdat hy so lief het. As jy 'n ander prentjie van God in jou kop het, is dit 'n afgod. Dis 'n bietjie af. Hy ryk. Jy moet verlos word. Hier's identifikasie. Hierdie ete is so kragtig, dat die Heilige Gees dit gebruik om my en jou te voed met wie God is. Maar omdat dit is wie God is dit ook wie ons is. Op hierdie aand het God ons verlos, en ons is daai mense. En dan gaan Paulus verder, en hierdie het my getikel hierdie week, hoor. Paulus sê, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Verkondig, beteken dit ons moet nou preek terwyl ons nagmaal hou? Wel, ons kan nie, doen ons dit nou? Maar wie verkondig? Een ou wat hier voor staan en baie praat. Wat staan daar? Ons almal preek saam.
Ons verkondig. Wat is verkondig? As Paulus in Handelinge 17 sê, hy praat met mense oor Jesus, dan sê hy, ek verkondig dat Christus hierdie Jesus is. Dis 'n publieke aankondiging. Mense, wanneer ons nagmaal gebruik, op 'n vlak wat ek en jy nie verstaan nie, gaan daar 'n aankondiging dwars deur hierdie omgewing. Deur die werk van die Heilige Gees. Wat is die aankondiging? Wat kondig ons aan vanoggend? En hier het ek vasgehaak. Ons kondig die dood van die Here aan. Here is 'n titel. 'n slaaf het 'n heer gehad. Here is 'n heerskappy titel. Is 'n gesagtitel. Caesar is Lord was een van die leuses van die Romeinse Ryk. Lord beteken nie noodwendig God nie. In ons wêreld ook, né? Jy kry sirs en lords en allerlei goeders. Dis iemand met gesag. As jy God as Here aanspreek, herken jy daai God se gesag. Paulus sê, as ons die nagmaal gebruik, maak ons 'n publieke aankondiging. Hoekom sal hy sê, ons kondig die dood van die Here aan? Ek sou nou dit anders wou gehad het. En hier moet ons teruggaan na die ete toe. Hoe het God die slawerny magte, hierdie magte wat van Israel slawe gemaak het, die Farao en al sy heersers, hoe het hy daai magte oorwin? Deur die dood van 'n lammetjie. En jy gaan dit dwars deur Korintiërs kry. Paulus sê, ons verkondig 'n gekruisigde Christus. Beteken dit die opstanding is nie belangrik nie? Nee, glad nie. 1 Korintiërs 15, die langste hoofstuk in die hele brief, gaan oor die opstanding. Wat beteken dit? Wanneer ons so saamkom en ons eet en drink die nagmaal, eet die bloed, die brood, Jesus se liggaam, drink die bloed, die sap, sy bloed, maak ons 'n aankondiging. Daar was die grootste oorwinning wat hierdie wêreld nog gesien het op hierdie dag. Deur die kruis van Jesus het hy hierdie wêreld oorwin. Is regtig so. Hoe weet ons hy het oorwin? Wel, hy het uit die dood uit opgestaan. Aan die kruis het Jesus die slawe drywers in hierdie wêreld. Het jy al gesien hoe die empires van hierdie wêreld altyd met dood heers? Het jy al gesien? Vandag nog. Toe Jesus aan die kruis hang, toe oorwin hy daai krag. Toe oorwin hy hierdie wêreld. En dis hoekom hy toe hy uit die dood uit opstaan sê, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. So wanneer ons die nagmaal gebruik, kondig ons aan, daar was 'n oorwinning aan die kruis en Jesus is nou koning. Mense, ek gaan nou gou, ons is met die tweede diens, ons het baie tyd. Trek my woorde terug. Ek gaan lank tyd vat nou. Want ek kom agter dat baie min Christene besef wat die aankondiging aan die begin was. Ek is nou besig met Handelinge, so in my Bybelleestyd, en dit het my hierdie week net weer tussen die oë geslaan. Handelinge 1 begin so. Jesus het vir 40 dae, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, vir die mense gewys hy lewe. Waaroor praat jy as jy uit die dood uit opstaan? Hemel toe gaan? Wel, dis nie waaroor Jesus gepraat het.
Waaroor het hy gepraat? Oor die koninkryk van God. Wat staan hy? Oor die koninkryk van God. Hier's 'n nuwe koninkryk. Hier's 'n nuwe koning. Handelinge 2, eerste preek oor Jesus. Daar word nie eens gevra waartoe gaan jy as jy doodgaan nie. Wat word gesê? Hierdie Jesus wat julle doodgemaak het, God het hom opgewek. En wat beteken dit? God het hom Here en Christus gemaak. Hier's die gesalfde koning. Handelinge 3, ons kan nou maar aangaan, ons het baie tyd, ons gaan nou nie rush nie. God het dit wat hy beloof het, sy profete nou waar gemaak. Wat het hy beloof? Dat sy Christus, sy gesalfde koning sou lei. Niemand het dit gesien kom nie. Niemand het dit gesien kom nie, selfs nie eers die empires van die wêreld wat Jesus doodgemaak het. Niemand het besef dat toe die magte van die wêreld Jesus doodmaak, toe oorwin hy daai magte. En daar's 'n nuwe koning. En so kan ons aangaan. Handelinge 8, Filippus kom in Samaria. Wat verkondig hy? Onthou, ons verkondig vanoggend. Wat verkondig hy? Hy verkondig dat Jesus die Christus is. En ingeval jy wonder wat dit beteken, 4 verse later verduidelik Lukas die preek, die aankondiging. Hy het mense het die geglo, die evangelie van die, ja, daar staan hy, van die koninkryk van God. Hier was die aankondiging reg aan die begin. Jesus het oorwin, ook in my en in jou lewe. Alles wat nie in lyn is met God se koninkryk, het hy oorwin. Hy het ons vergewe. Nou is ons deel van sy familie. En elke keer as ons familie ete eet, maak ons hierdie aankondiging. Tuinroete, daar's 'n ander heerskappy. Daar's 'n ander koning. En môre as jy by die werk kom, gaan hierdie radiogolwe nog daar rondhang. Jesus Christus is die Here. So hoe werk ons saam met die Heilige Gees met nagmaal? Ons glo die evangelie. Ons glo die evangelie. Ons kyk verby onsself, ons eie beperkings. Vriende, ek wens ek kan vir jou sê hoeveel hierdie my gehelp het. O teksels, as ek op myself moet fokus, dan twyfel ek dadelik. Dan voel ek dadelik ek skiet tekort. Maar om weg van myself af te kon kyk en Jesus te kon sien en te besef hy is koning en hy roep my. Toe ek daai aankondiging hoor, toe verstaan ek hoekom is ek hier. Hoekom is ons kerk? Ons staan in diens van die koning, vir God se koninkryk hier in die tuinroete. En elke keer wat ons nagmaal gebruik die Heilige Gees dit as 'n aankondiging. Maar daar's nog iets wat ons by Paulus leer en ja, ons het baie tyd, maar ek gaan nou vinnig gaan. Paulus is nie baie happy met die gemeente. Want hoe hulle nagmaal gebruik, was nie reg nie. Ons het al hieroor gesels, maar kom ons hoor dit weer. Paulus sê as julle nagmaal gebruik, elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet. Een bly honger, een word dronk. Dis duidelik nie druiwesap nie. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of minag julle die gemeente van God en verneder julle diegene wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Oor hierdie saak prys ek julle nie. Nou 10-1 in die gemeente in 'n groot huis bymekaar gekom. Daar was sulke huise in Korinthe, huise wat so 40 mense kan hou. Ryk mense se huis. En daar was 'n ongeskrewe reël, almal het geweet hoe werk dit as jy in so 'n huis eet. Die ryk mense sit by die een tafel. Hulle eet en drink, hulle kry die beste kos, beste wyn eerste. Dit wat oorbly gaan na die ander toe.
En nou kom Paulus en hy sê, as julle nagmaal gebruik, dan lyk dit soos dit al die tyd gelyk het in die wêreld. Niks het verander nie. Hy gaan so ver om te sê, wanneer julle saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie. Hoe werk ons saam met die Heilige Gees? Daar's 'n direkte verband tussen die krag van hierdie ete en die aankondiging en hoe ons met mekaar werk. En dan is dit hartseer, mense, dat die kerk al 100 keer gesplit het oor die nagmaal. Hoe het ons dit reg gekry? Dis nie jou skuld nie, maar voel sleg. Want vragies, dis nie reg nie. Dis mos nie reg nie. Hier's Paulus se redenasie. Luister ouens, as ons die nagmaal gebruik, kondig ons aan dat Jesus die wêreld oorwin het, dat hy koning is, dan kan ons nagmaal mos nie lyk soos die wêreld nie. Dit is mos nie. Dit werk nie, die sommetjie werk nie dan nie. Dan werk ons nie saam met die Heilige Gees nie. Daar's 'n direkte verband tussen die krag van hierdie maaltyd en soos Paulus dit in hierdie hoofstuk stel, om die liggaam van Christus te onderskei. Hy sê dit ook later, hy sê, daarom my broers, wag vir mekaar wanneer julle saamkom om te eet. Wag vir mekaar. Wait on each other. Dis nie net, wag, eet jy my eerste nie. Dis nie dit nie. Dis wait on each other. Wat 'n waiter doen. Dis eintlik wat daar staan. Dis letterlik om te sê, jy is 'n eregas aan die tafel. En dit is my job om jou te help om dit te weet. So vriende, ons gebruik nagmaal op 'n baie spesifieke manier en ek dink nie dis 'n probleem nie. Maar kom ek sê vir jou, die krag van hierdie maaltyd lê in die liefde wat gelowiges het vir mekaar. Want dis hoe ons saam met die Heilige Gees werk. Hierdie is nie 'n individualistiese maaltyd nie. Jy eet by die huis. Hierdie is die liggaam van Christus. En ek is hier om jou te dien. En in dit is daar 'n krag. Het Jesus dit nie gesê nie? 'n Nuwe gebod gee ek julle. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. So moet julle mekaar lief hê. Hieraan sal die wêreld weet. Hoe gaan die wêreld weet? Want wanneer ons mekaar lief het en ons eet hierdie ete, is daar 'n krag wat in hierdie wêreld uitgaan wat sê daar's 'n nuwe koning. En dit is hoe sy koninkryk lyk. Dis hoe sy koninkryk lyk. Julle het hom al gesien, né? Mense, hierdie is 'n kroon. Jy het hom al gesien. As jy hom nou vir die eerste keer sien, ek is bly. Dis 'n kroon, marked by his glory. Ons hele lewe, ons gemeente, my as individu, ons as gesin, alles gaan oor Jesus se heerskappy. Alles. Ons is familie op missie. Dis ons missie. God se koninkryk, die evangelie. Maar hoe lyk hierdie missie? Julle het hom ook al gesien, hè? Dis die aardbol.
waar Jesus klaar koning is. Jy moet nou iets sê, want ek kan jou nie sien nie, so ek kan jou net hoor. Is klaar koning. Hy word nie koning as hy terugkom nie. Hy sê, aan my is gegee alle gesag, in die hemel en op die aarde. Jesus is klaar koning. Maar hoe gaan Jesus se heerskappy in hierdie wêreld gevestig word? Known by his love. Marked by his glory, known by his love. En dis hoekom ons hierdie reeks gedoen het. Ons het gepraat daaroor. Ek en jy kan nie by ons idee van liefde begin nie, ons begin by Jesus. Alles begin by hom. Sy liefde word ons lewe. Hoe het hy lief gehad? Onthou jy Johannes? Johannes sê, ons het die heerlikheid gesien. Sy heerlikheid, dis eintlik die heerlikheid van God. Vol genade en waarheid. Liefde is genade, waarheid, geregtigheid. Baie dimensies saam. Ons het hieroor gesels, onthou julle dit? Kan nie my idee van liefde nie. Jesus heers nie met my idee van liefde nie, hy heers met sy liefde. En as ons nou saam met die Gees werk, dan bou ons aan verhoudinge waar daar genade, waarheid en liefde, en geregtigheid kan wees. Ons bou daaraan. Ons het 2 weke terug hieroor gesels. Paulus sê, ons gebruik vrymoedigheid. Tell it like it is. Die masker is af. Moses het die masker opgesit as hy nou van die Here afkom na die mense toe. Ons sit nie meer maskers hier op nie. Nie by die Here nie en ook nie by mekaar nie. Maskers af. We tell it like it is. Ons het vrymoedigheid. En Paulus het gesê, 2 Korintiërs 3, wanneer ons so met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, word ons getransformeer. Hoe werk ons saam met die Gees, laat hierdie maaltyd die krag van Jesus se oorwinning in ons lewens inbring. Ons bou aan openhartige, direkte verhoudinge. Ons het laasweek hieroor gesels, ons dien mekaar met ons gawes, genadegawes, om op te bou. Natuurlik kan ons dit nie op 'n Sondag alles doen nie. So ergens moet jy in 'n groep wees, waar jy deelneem aan die opbou van die liggaam. Nee? Ja, dis wat ons laasweek ook gesels het. Hoekom? Want dis hoe koning Jesus eers. Vriende, jy kan nie God se liefde losmaak van sy koninkryk nie, en jy kan nie sy koninkryk losmaak van sy liefde nie. Dit is die gospel. Dis die gospel. En dis die aankondiging wat ons vandag maak. So ons gaan nou saam nagmaal gebruik. En ons gaan dit saam doen, so ek wil jou uitnooi, hier is ons voortafels, julle kan sommer lekker agter die tafels in beweeg, daar's teen die kante tafels, om elemente te gaan haal, en dan gaan ons saam gebruik. So miskien wil jy vir jou gesin gaan haal, miskien wil julle sommer almal opstaan en gou 'n bietjie bene rek, gaan haal gou vir jou elemente, en dan kom sit jy weer, en dan gaan ons saam